Gesang 299, Gesang 299, dis ons daar vers 1. Geliefdes, ons woordverkondiging vanmôre is uit Johannes 1 uit. Ons gaan daar lees oor die gedeelte aangaande die Here wat sy disippels geroep het. Ons word ook opgeroep tot nagmaal volgende week. Met dit in gedagte, die tema wat ons dan nou vanmôre gaan hê by die gedeelte is alleen deur Christus sien ons die hemel geopen. Alleen deur Christus sien ons die hemel geopen. Nou kom ons blaai dan na Psalm 105. Psalm 105 en dan sing ons daar vers 1 en vers 3 as afsluiting van die voorsang. Psalm 105 vers 1 en 3 en dan na die voorting en die seëngroet sing ons dan spontaan gesang 29. Gesang 29 al 3 die verse. Gesang 29 vers 1, 2 en 3. Jesaja 44 vers 6. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste, ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, kom ons luister dan aandagtig na die wet van die Here, soos wat dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. En ons lees vanaf vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons blaai na Psalm 130. As skuldbelydenis sing ons vers 1 en vers 2. Psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 32 vers 1 en 5. Welgeluksalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom, geliefdes,
vanuit die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord die vergifnis van sonde aan elkeen wat met 'n ware berou in die hart vanweë sy sonde belydenis daarvan voor die Here Jesus gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde bly lewe. Geliefdes, dit is dan ook ons geloof. Kom ons blaai en dan sing ons saam Gesang 82. Gesang 82, ons sing al 3 die verse as ons geloofsbelydenis voor die Here en voor mekaar. Geliefdes, kom ons maak die woord van die Here dan ook vanmôre by 1 Johannes. Verskoning by Johannes hoofstuk 1. En daarvan ons lees van vers 35 tot vers 52. Johannes 1 van vers 35 tot vers 52. Die Here se eerste disippels. Terwyl ons met die woord van die Here dan oop is, kom ons verenig in gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word en laat u koninkryk kom en laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here, wanneer ons voor u kom sit en aansit ook hier, Here, voor u woord, dan vra ons ook, Here, dat u ook vandag vir ons daaglikse brood sal gee. Dat ons ook hieruit gevoed sal word. Here, ons wil vir u baie dankie sê vir die vergifnis van sonde. Dat ons ook in hierdie dinge mag smaak, die heerlikheid en die verlossingswerk van die Seun Jesus Christus. Here, maar dat u op so 'n wonderlike manier na ons toe kom deur u woord, om so u koninkryk te laat kom, om so u werk te bevestig, nie mense werk nie, maar God se werk. U wat weet om die hart te bereik.
Hemelse Vader, ons wil vir U kom dankie sê vir die voorreg wat ons kan hê om dan ook vanmôre so te mag verenig. En daarom kan ons ook vir U bid en vra, Here, terwyl ons hier voor U is, om ons te bewaar van die bose. Ja, Here, om vir ons te bewaar van al die aanslag. Ja, Here, miskien van buite, miskien van binne. Maar dat U vir ons sal help, Here, om weerstand te bied. Met liefde. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê, vir alles wat U vir ons so gee uit die Vaderhand uit. Die genade, Here, van 'n kerk, 'n gemeenskap van gelowiges. En ook, Here, waar ons volgende week, as dit U wil is, die herdenkingsdiens het vir ons 3 jaar se bestaan. Wil ons vir U kom dankie sê daarvoor, ook met die nagmaal. En ons vra vir U, Here, dat U vir ons ook sal oproep en sal nader trek. Dat U vir ons ook sal roep, Here, uit dankbaarheid uit. Want Here, aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Johannes 1 van vers 35. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit gehoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê, as dit vertaal word, meester, waar is U tuis? En hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was en die dag by hom gebly. En dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Betsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. En Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus die seun van Nasaret, Jesus die seun van Josef van Nasaret. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvandaan ken U my? En Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, U is die seun van God. U is die koning van Israel. En Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Dis dan ook ons teksgedeelte, vers 52. Hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien,
en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is baie opvallend in hierdie gedeelte hoe ongelooflik positief die roeping van die disippels is. Geen verwyte, geen afbreek, net opbou, aanspreek na die hart van die mens en elkeen beaam dit deur te volg. Die hart luister waar die waarheid is. Die Here Jesus roep sy disippels in hierdie gedeelte. En by elkeen se roeping vind ons ook dat die Here Jesus iets bekendstel van hom. Hy is dan die lam van God, hoor ons. Hy is rabbi, as dit vertaal word, leermeester. Hy is die Messias, as dit vertaal word, die Christus. Hy is die een waarvan die Ou Testament Moses se geskrifte gespreek het. Maar by die roeping van Nathanael vind ons Christus is die seun van God, die koning van Israel. Hierdie gedeelte eindig dan met Christus as die seun van God, op wie die engele van God opklim en neerdal. En sy disippels sal van nou af so die hemel geopen sien. Wat 'n roeping! Seun van God, seun van die mens, sodat sy kinders deur hom die hemel geopen kan sien. En die bekendstelling van Christus is die hemel, of in die bekendstelling van Christus is die hemel wat afgetrek word na ons toe en afgebring word vir ons. En ons weer in die aarde wat opgeneem word na die hemel. Wat 'n heerlike aanskouing. Ons let op die waardige nederigheid waarmee ook hierdie fenominale majestueuse bekendmaking plaasvind. Nie 'n fanfare nie 'n grootheid in sigself nie, maar die grootheid spreek uit hierdie nederigheid. Die koning van die heelal, die bevelvoerder van die engelemagte, 'n geweldige groot leermag tot sy beskikking, wat ter wille van ons mense, sy kinders, die stryd om die sondemag vir ons kom aanvoer, deur 'n mens te word, seun van die mens. En so begin die bekendstelling, die lam van God, tot die seun van die mens, die koning van die heelal, kom praat met sy disippels. Hy het nie net die bose kom oorwin deur sy krag nie. Hy wil die bose kom oorwin vir sy uitverkore kinders. En hier is 'n klemskuif. Hy kan met die mag van die hemele die bose oorwin, maar dit gaan nie ons vir hom wen nie. Want hy moet die hart kom wen, deur die aanslag op die bose. Hy wil die oorwinning kom behaal alleen nie. Hy wil jou hart kom haal. Hy wil jou kom roep om hom te volg. Nie deur sy krag en sy geweld nie, maar deur die nederigheid in die hart, die vertroue wen. Hy wil nie net 'n pad maak vir sy leermagte nie. Hy wil 'n weg vir ons maak na die hemel toe. Die seun van die mens. En alleen deur Christus sien ons die hemel geopen. Christus is in die eerste plek die weg na die hemel. Hy is
die een wat die harte wen vir die hemel. En hy is die nederige een wat ons nederig maak om die hemel te sien. Geliefdes, Christus is die weg na die hemel. Geliefdes, ons ken hierdie gedeelte aan die Ou Testament, waar ons hier lees in vers 52, en hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Hierdie gedeelte herinner aan wat Jakob gesien het by Bethel. Jakob by Bethel in Genesis 28 vers 12 en 13 staan so. En hy, dit is Jakob, het gedroom. Daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik. Terwyl die engele van God daarlangs opklim en daarlangs neerdal. En kyk, die Here het bo-aan gestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Hierdie gedeelte verwys wat die Here Jesus dit vir sy disippels sê, trek hy hulle aandag daarna toe. Die Bybelse leer is 'n voorstelling van 'n verbinding tussen die hemel en die aarde. 'n Verbinding tussen hierdie twee punte wat by mekaar gebreek het weens die sondeval. 'n Hindernis. Die hindernis is die allerheiligste as die hemel en die sondebedorwe aarde as 'n voorportaal, as u wil. Daar kort 'n verbintenis. Die Ou Testament stel 'n leer, maar in vers 52 word nie gepraat van 'n leer nie. Die hele gedagte van die engele wat opklim en afklim verwys na Jakob toe, maar in daai vers word nie verwys na 'n leer nie. Daar's nie 'n leer nie. Daar word gepraat van die seun van die mens as die verbintenis. Die betekenis van Christus se koms na die aarde. Van nou af sal julle die hemel geopen sien en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Hierdie leermeester is anders. Hy sê nie, soos Johannes die Doper in vers 36 sê, daar is die lam van God nie. Christus sê, ek is. Ek is die leer. Ek is die trappe, die poort, die pad na die hemel. En baie spesifiek skryf Johannes, wat hierdie brief vir ons geskryf het in Johannes 10 vers 7, Jesus het toe weer vir hulle gesê, ek is die deur van die skape. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hier is die vervulling van die droom van Jakob. In Christus vervul. Christus is die enigste brug, as u wil, die enigste leer tussen hemel en aarde. Maar nie net vir die mens nie, vir die leermagte van die hemel. God se engele leerskare. Dat hy die oë van geloof kom oopmaak, om hom so te verstaan, is om die hemel geopen te sien. In hom is die hemel geopen, die geloof in hom. Sonder geloof in Christus sien mense nie die geopende hemel. Dis nie wat ons moet sien, maar wie ons moet sien. Maar geliefdes, wat help dit dat ons kan staar na Christus
as die geopende hemel vir ons. Christus moet die hart wen vir die hemel. Hy moet roep en ons moet antwoord. Nathanael, geliefdes, is nie aanvanklik oortuig dat Jesus die Christus is nie. Dit kom nie maklik na 'n mens. Dit vra geloof wat aan jou geskenk word. Daarom glo hy nie dadelik sy vriend Filippus wat dit vir hom sommer so kom sê nie. 'n Hart kan nie by ingebreek word nie. Daarom is ongeloof ook eg en ook opreg, soos Nathanael dit hier demonstreer. Die hart is eerlik. Hierdie hart moet vrymoedig instem. Hierdie hart moet self sien. Hierdie hart moet self kyk. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die Seun van God, die koning van Israel, kom wen die hart. Hy breek nie met die geweld in nie. Hy kan. Hy het die mag daartoe. As hy moes verskyn het as Seun van God, in sy volle goddelike majesteit, sal niemand hom aanvaar nie, maar hom vrees. En uit vrees vir hom sou almal neerslaan as gevolg van die vrees en hom aanbid. Maar hy soek nie vrees tot gehoorsaamheid nie. Hy soek vrymoedigheid. Ware liefde, hy soek die hart. Hy soek die oorgawe aan hom, wanneer jy hom sien, wanneer jy die hemel in hom aanskou. Daarom kom Christus as die Seun van die mens. 'n Mens. Die vorm van 'n mens. Hy lyk nie indrukwekkend nie. Hy lyk nie so goddelik aanvanklik nie, totdat die oë oopgemaak word en verby die mens gesien word die nederigheid van die goddelike majesteit. En 'n mens kom druk hy hom nie op nie. Lukas 19 vers 10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Selfs Nathanael se sarkastiese opmerking, wat 'n baie egte en eerlike opmerking was, miskien is sarkasme 'n verkeerde woord, want wie moet sommer net mense vertrou? Kan daar uit Nasaret iets goeds wees, vra Nathanael in sy opregtheid? Dit is nie vir die nederige Seun van God, wat Seun van die mens is, 'n aanstoot nie. Dis eerlikheid. Hy erken hierdie egtheid en hierdie eerlikheid van Nathanael. As Nathanael by Christus kom, spreek die Here dan in sy hart in. Hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie, sê die Here vir hom. Die hart van egtheid erken waarheid. En Nathanael is weer eens opreg uit sy hart. Nie op verdediging nie, want hy voel nie sleg oor wat hy sê nie. Hy was daarmee opreg. En hy gaan na die volgende vraag toe. Waarvandaan ken u my? En voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Die hartsgesprek tot die oopgaan van die oë vind hier plaas. Iets baie persoonlik en baie diep na die hart
moes vir Nathanael geraak het, daar waar hy alleen was onder die vyeboom. Iets baie diep geestelik, in verbintenis met sy God. Miskien 'n baie egte en opregte gebed, as Israeliet, want die enigste plek in die Bybel waar iemand so aangespreek word, is hier. Verskoning in die evangelies is hier. En die Israeliet bid dat die Messias tog sal kom. Sy gebede, dis 'n ritueel in 'n Israeliet. Miskien 'n hartstogtelike pleidooi vir sy volk voor God, wat so vol bedrog is. Want hierdie Israeliet het nie die bedrog in sy hart nie. Want die woorde wat die Here gesê het in sy verwysing na hierdie vyeboom ondervinding, het Nathanael geweet is tussen hom en sy God. Dit oortuig nie net vir Nathanael om hierdie mens se seun van God, verskoning, te volg as sy meester nie. Maar skielik gaan die hemel vir hom oop, en hier kom die belydenis. U is die seun van God, die koning van Israel. Rabbi, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Die hart wat smag na waarheid, antwoord in waarheid. Die hart word gewen deur die nederige seun van die mens, maar die hart herken hom as die seun van God. Die oë wat oopgaan. Romeine 8 vers 6, verskoning 8 vers 16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die hemel geopen. Die wat nederig gemaak is, sal die hemel sien. Geliefdes, so is die vleesgeworde seun van die mens nie net die weg as die woord van God vir die opregte bevele wat God gee aan sy leermagte nie, sy engele skare nie. Hy is ook die vleesgeworde woord van God vir ons mense om deur hom te leer hoe om die weg na die hemel te vind. Die Here wat in ons harte kan sien. Elke een van ons se hart lê oop voor hom. Hy weet hoe om jou te bereik. Hy weet hoe om jou na hom toe te bring. Hy weet om jou hart te wen. Maar dit vra nederigheid in onsself om die nederigheid van die roepstem van Jesus Christus in ons harte te hoor. En dan sê Jesaja 57 vers 15, want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. En hier is Christus, die seun van God, maar as die seun van die mens. Nederigheid is 'n gawe van die Gees. Die Here wen harte deur hierdie nederigheid. Hy maak die hart nederig wat hy gaan wen. Wat 'n voorreg. Jesaja 66 vers 2 sluit hierby aan. Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord.
sien nie die Israeliet waarin daar nie bedrog was nie, waarna die Here verwys het in Nathanael. En dan hoor ons die bergpredikasie van Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Deur die nederige seun van God, die seun van die mens, sien ons die geopende hemel. Geliefdes, ons word opgeroep na nagmaal volgende week. Hierin moet ons harte ondersoek. Ons moet nederig wees, ons moet opreg wees, ons moet eerlik wees. Opregte berou oor sonde hê, en nederig belydenis daarvan kan doen. God vra dit van ons. Mag hy ons hierin help? Mag hy ons hierin nader trek? En mag ons antwoord op sy roepstem, wanneer hy ons ook so versamel, soos wat hy wil, vir sy glorie en vir sy eer. Mag ons ook so deur hom die hemel geopen aanskou. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, U doen alles vir ons. Selfs die verandering in die hart. Here, U maak ons oë oop. U maak vir ons die vensters van die hemel sigbaar. Ja, Here, in gees en in waarheid. So roep U na ons. Ons vra Hemelse Vader, dat U met ons baie genadig sal wees. Vir ons, Here, as kerk, dat ons nie ons oë sal wegtrek van U as die Seun van God nie, as die Seun van die mens, as die weg tot die Vader, as die weg vir die engeleskaar tot ons. Deur U, Here, is U die vleesgeworde woord. En ons dank U daarvoor dat ons die voorreg kan hê om U woord ook te mag hê geskryf. Dank U, Hemelse Vader. Ons bid dat U vir ons nederig en opreg voor U sal hou. Ons bid so vir ons hele gemeente, vir elke ouer en kind. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons blaai dan na Gesang 308. Gesang 308 en dan sing ons daar vers 1 en vers 3. Gesang 308 vers 1 en vers 3. Vers 3 wat sê, Jesus, blydskap van ons lewe, bron van alle ware heil, U gee ons na aardse strewe, die hemel vreugde sonder pyl. U wil ons reeds hier verbly, vir U hemel voorberei. Daar sal ons geen vyand vrees nie, en geen stryd meer teen ons wees nie. Vers 1 en vers 3 van Gesang 308.
dan nou die seën van die Here en gaan so ook in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen.